Wanneer jy aan 'n beroerte dink, dink jy dadelik aan die brein, reg? Maar wat as ek jou vertel die kern van hierdie mediese raaisel is vir jare op die heeltemal verkeerde plek gesoek? Hierdie is 'n speurverhaal wat oor die eeu strek, een wat ons van diep binne in die skedel na 'n onverwagse skuldige in die nek neem. Kom ons volg die leidrade saam. Maar goed, voor ons die speurhoed opsit, moet ons eers die omvang van die situasie verstaan. Want 'n beroerte is nie net 'n persoonlike krisis nie. Dit is 'n stille epidemie wat op 'n byna ongelooflike skaal afspeel. Hoe gereeld gebeur dit? Wel, dink daaraan so, elke 40 sekondes iewers in die FSA kry iemand 'n beroerte. Dis nie net 'n statistiek nie, dis soos 'n horlosie wat onophoudelik tik. Dis 'n konstante met doelgendelose ritme. En die ekonomiese impak? Dis astronomies. Ons praat van 45,5 miljard dollars elke liewe jaar. Dis 'n syfer wat so groot is, dis moeilik om jou kop om dit te kry. Maar vir die families en gesondheidstelsels wat daardeur geraak word, is daardie koste pynlik regtig. En ja, beroerte is dodelik. Om dit in perspektief te plaas, vir elke 20 mense wat in die FSA sterf, is een van daardie sterftes die direkte gevolg van 'n beroerte. Dit plaas dit vierkantig op die lys van ons mees gevreesde mediese vyande. So, wat gebeur presies tydens 'n beroerte? Stel jou voor jou brein se bloedvate is 'n netwerk van paaie. 'n Beroerte is basies 'n skielike, katastrofiese padblokkade. Bloed kan nie deurkom nie en die breinselle aan die ander kant begin letterlik doodgaan van 'n gebrek aan suurstof. En hier is die eerste groot leidraad in ons storie. In 87% van gevalle word hierdie padblokkade veroorsaak deur 'n fisiese verstopping, 'n klont, nie 'n pyp wat bars nie. En daardie verstopping, dis presies waar ons mediese speurverhaal afskop. Want vir jare het almal op die verkeerde plek gesoek. Hulle het gedink die probleem moet binne in die brein wees, terwyl die ware skuldige op 'n heel ander plek geskuil het. Kan jy jou dit indink? Vir dekades lank het die wêreld se slimste dokters hierdie saak ondersoek, maar hulle het net binne die brein self gekyk. Hulle het gedink die oorsaak moet daar wees. Dalk 'n spasma in 'n bloedvat of 'n klein bloedingkie. Hulle het die verkeerde verdagte heeltemal in die vizier gehad. Maar soos in enige goeie speurverhaal, het die leidrade stadig maar seker begin opduik. Dit het reeds in 1875 begin, maar die deurbraak het in 1905 gekom. 'n Patoloog met die naam Chiari het tydens lijkskouings stukkies pyn in die breine van beroerte slagoffers gevind wat duidelik van iewers anders afgekom het, van die nek af. Die saak het regtig in 1951 oopgebars toe C. Miller Fisher die rokende geweer gevind het, die skuldige letsel in die hoofslagaar in die nek. En skielik het alles sin gemaak. Net 2 jaar later het Dr. Debaki met die eerste suksesvolle operasie gewys hierdie skuldige kan gestop word. So, dit bring ons by die moordwapen, die presiese meganisme van hoe dit werk, die slaghaar na breinbedreiging. Dis die ongelooflike konsep dat 'n probleem wat hier in jou nek begin, 'n absolute ramp kan veroorsaak in die delikate, komplekse netwerk van jou brein. So, hoe presies werk hierdie bedreiging? Dis 'n 4-stap proses. Dit begin alles met 'n opbou van gedenkplaats in daai groot slagaar in jou nek. Dink daaraan soos roos of ketelsteen in 'n pyp. Die groot gevaar is nie net die opbou self nie, maar wanneer daai oppervlak onstabiel raak. 'n Klein stukkie breek af, 'n sogenaamde embolus, en dit word dan 'n drywende projektiel in jou bloedstroom. Van daar af is dit 'n reguit skot op na die brein, totdat dit 'n bloedvat tref wat te nou is om deur te pas. En dan is die pad geblokkeer. Die breinweefsel wat van daai bloedvat afhanklik is, begin onmiddellik sterf. Goed, ons het nou die hoe opgelos. Maar die volgende vraag is eintlik nog belangriker. Wie loop die risiko en hoekom? Dis waar die storie persoonlik raak vir elkeen van ons. Kom ons kyk na die risikofaktore wat die toekoms van jou eie slagare skryf. Die skrikwekkende ding van 'n risiko is dat dit nie net optel nie, dit vermenigvuldig. Kyk 'n bietjie na hierdie grafiek. Vir 'n gemiddelde 55-jarige is die risiko redelik laag, maar voeg 'n enkele faktor soos diabetes by en daai risiko verdubbel onmiddellik. Gooi dan rook in die mengsel en dit skiet die hoogte in. Dis 'n gevaarlike resep waar elke bestanddeel die ander eksponensieel erger maak. Jy mag dalk dink die lys van moontlike risikofaktore is eindeloos, maar hier is waar dit regtig fascinerend raak. 'n Reuse wêreldwye studie het al die data ontlees en 'n verstommende ontdekking gemaak.
Meer as 80% van alle ischemiese beroertes word deur net 5 faktore veroorsaak. Nie 50 nie, 5. En hier is hulle, die 5 mees gesoekte verdagtes in ons beroerte speurverhaal. Nommer 1 met 'n reuse voorsprong is hoë bloeddruk. Dan het ons rook, oortollige maagvet, 'n swak dieet en te min oefening. Kyk mooi na hierdie lys. sien jy die patroon? Elkeen van hierdie faktore is iets waaroor ons tot 'n groot mate beheer het. En dis dalk die kragtigste boodskap van alles. Die grootste oorsake is ook die mees voorkombare. Maar die storie eindig nie daar nie. Die stryd teen beroerte is nie staties nie. Soos ons een uitdaging oorkom, duik daar nuus op. Dit is 'n voortdurend ontwikkelende slagveld. En dit bring ons by 'n baie vreemde paradoks. Aan die een kant word ons beter in die stryd, veral vir ouer mense, die syfers daal vir hulle. Dis goeie nuus, reg? Maar hier is die kinkel. Vir jonger mense, veral mans, styg die hospitalisasiesyfers skerp. Dis 'n diep kommerwekkende tendens wat wys hierdie geveg is nog lank nie verby nie. So hoe is dit moontlik? Dit is die paradoks van vordering. Relatief gesproke word ons beter met voorkoming en behandeling, so ons wen meer individuele gevegte. Maar terselfdertyd word die wêreld se bevolking groter en mense langer. So die totale leer van mense wat 'n risiko loop, groei vinniger as wat ons vooruitgang kan maak. Die gevolg? Selfs al wen ons meer gevegte, word die oorlog self groter. So, hier is die slotsom, die harde, onvermydelike waarheid. Na al die speurwerk, al die mediese deurbrake, is beroerte steeds een van die mensdom se grootste vyande. Wêreldwyd is dit die tweede grootste oorsaak van dood en een van die hoofredes waarom mense met ernstige, lewensveranderende gestremdhede leef. So, die mediese speurverhaal is grootliks opgelos. Ons ken die skuldige, ons ken die meganisme en ons ken die top 5 risikofaktore. Die wetenskap het sy werk gedoen. Die laaste vraag is nie vir wetenskaplikes nie, dis vir jou en vir my. Watter storie vertel jou slagare op hierdie oomblik?